brief 1 Petrus 1 en ons gaan van vers 13 tot by vers 16 dan saam lees. Terwyl ons met die woord van die Here ook so oop is vir ons vanmôre, kom ons sit net so, kom ons buig op ons hoofde. Wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om as gemeente vanmôre dan ook saam te kan wees. Dankie vir hierdie voorreg hier op die eerste dag van die week, waar ons die geleentheid het om hiernatoe te kom en ook te kan aanbid, U te kan loof, U te kan eer en net kan vol word van U genade. Ons wil vir U dankie sê, Here, vir die gewilligheid wat U vir ons gee om hier te kan saam wees. En nou, Here, is die begeertes ook van ons harte dat U in 'n besonderse wyse en op 'n besonderse wyse met ons sal kom praat, dat ons gedagtes sal afsny van dit wat nie van hier is nie. Want dit is so maklik wat die gedagtes afdwaal. Ek het al in die jare so agtergekom, selfs toe ek nog lidmaat was, en in die bediening, wanneer ons na 'n reeks dienste toe gaan, en ons is besig om ons harte voor te berei vir hierdie spesiale ontmoetings met U, of dalk daarna 'n konferensie toe, is die sielevyand nog meer aan die werk en harder aan die werk. En is dit sy doel om ons te ontspoor en ons te potjie. En dan kom ons nie hier uit nie. Of wanneer ons hier uitkom, is daar altyd ander dinge wat ons gedagtes mee besig gehou word. En daarom bid ek, Here, in hierdie tyd van verootmoediging, dat ons werklik waar sal besef wat verootmoediging voor God is. En dat ons sal buig voor 'n heilige God om gehoorsaam te word aan wat U Vader hart en U wil is vir ons. En daarom, Here, wil ons maar net so as gemeente ook ons begeertes voor U kom uitstort. Vir elke saak wat daar op die blaadjie is, vir elke siekte, vir elke krankheid, vir elke behoefte, vir elke ander saak, wil ons aan U kom opdra vanmôre. Here, ons harte gaan uit na verlore siele. Ons bid vir die mensdom wat U nog nie ken nie, en dat U hulle in sal bring na die kruis. Daarom bid ons vir daardie sieleoes, bussie, wat daar op die tafel is. Daar is name binne in daardie sieleoes bussie, van 'n bekommerde iemand, wat 'n naam daarin gesit het. U weet wat is die name. En daarom wil ons U vertrou, Here, vir elke naam wat daarin gesit is, sodat U ook daardie persone sal bereik, sodat hulle tot die besef kom van hulle verlorenheid, hulle sonde, dit sal bely voor die Here Jesus Christus, en U hulle sal vergewe, U hulle sal regverdig, en U hulle sal wedergeboorte gee, om kind van God te wees. Dankie, Here, dat ons dit ook vanmôre as 'n gemeente vir U kan vra. Seën ons dan nou met die woord, en lees in die woord, en ook die oordeenking van die woord. Seën hierdie reeks ook wat voor ons lê, sodat ons aan die einde van hierdie reeks veranderd sal wees na die beeld van Christus. Amen. Halleluja 286, die eerste vers, lees ons: Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Mag dit die begeerte van U hart wees, ook in hierdie tyd van verootmoediging. Doen slegs U wil met my. Vers 4. Doen slegs U wil met my. Tot heel my lewe U is gewy. Maak van my hart
o Heer, u troon, tot elkeen Christus in my sien woon. Wat 'n wonderlike lied is daar vir ons, opgeteken in die pragtige Halleluja bundel. Ons skriflesing is daar uit 1 Petrus 1, en ons gaan saam lees 1 Petrus 1 vanaf vers 1, of 1 Petrus 1 vanaf vers 13, gaan ons dan maar net so ook saam lees vanmôre. Vers 13 sê, daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Net tot sover uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. In verse 16 staan hierdie woorde vir ons, wees heilig, want ek is heilig. Dis die woorde wat God aan sy volk gegee het in Levitikus, en wat die apostel Petrus herhaal in hierdie brief van hom, geskrywe aan die gelowiges, die kinders van God, hulle wat aan God behoort. En ek wil dan vanmôre aan die begin van ons verootmoedigingstydperk uit hierdie vers, wees heilig, want ek is heilig, met die praat oor oproep tot heiligmaking. Ek het so 'n bietjie in die week opgelees en ek het op een plek afgekom op 'n persoon, daar was nie 'n naam bygeskrywe nie, maar hy het hierdie proses van heiligmaking, het hy so beskryf, hy sê, om heilig te wees, beteken eerstens, dat God jou uit die wêreld afsonder, om vir hom te lewe. En ons het in die afgelope 2 weke gekyk na die boodskap van regverdigmaking. En wanneer ons deur God geregverdig, deur Jesus Christus geregverdig is, hy het ons vergewe, ons staan regverdig voor God, het hy ons wederbaar as kind van God. En hy het ons uit die wêreld uitgehaal, om ons af te sonder, ook vir hom. Nou heiligmaking verwys na die proses, waardeur jy al hoe minder vir die wêreld lewe, en al hoe meer vir Christus begin lewe. En dan sê hy verder, God gee aan jou die begeerte. Dis nie 'n begeerte uit my eie hart uit nie. Dis 'n begeerte wat God vir ons gee, en die vermoë wat hy vir ons gee, om so te lewe, terwyl jy dit moet najag. So ons kan ons nie vir hom eenkant besit en sê, nee, God moet dit eers vir my gee nie. Daar moet ook nagejaag word om dit te verkry. En dan verwys hy na Filippense 2 vanaf vers 12 tot by 13 en ook Hebreërs 12 van vers 14. Die boodskap van heiligmaking is 'n boodskap aan die kerk. Nou ek praat nie van die kerk as die gebou of 'n denominasie of 'n klomp mense nie. Nee, ek verwys na die kerk en ek wil die Griekse woord gebruik, ekklesia. Hulle wat aan Christus behoort, wat uit die wêreld uitgehaal is, wat gered is, kind van God geword het, hulle wat aan Christus behoort. En die boodskap van heiligmaking is eksklusief vir die kind van God. Geen mens wat 'n sondaar mens is, wat nog nie by Jesus uitgekom het nie, kan God se heiligmaking deelagtig word nie. Want dan jy nog nie Christus nie, jy het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Nou sê hierdie vers vir ons, vers 16, wees heilig. So ons gaan kyk na die woordjie wees. Dit beteken om te word en om uit te staan. So wees beteken om uit te staan, maar jy moet word. Verse 15 wat vir ons sê, soos hy wat julle geroep het heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. So die wees is eintlik die proses van word. Heiligmaking is 'n proses waarin ons God toelaat om ons te verander, om soos hy te word in morele en in geestelike waardes. Die kind van God, hulle wat aan Christus behoort, moet verander word om uit te staan in 'n wêreld wat korrup is, soos wat Jesus uitgestaan het. Die woord heilig vertel ons na waartoe ons dan verander moet word. Julle moet heilig word. Die heilig, waarheen is dit? Nou heilig in sy konteks, in sy oorsprong in hierdie vers wat sê om geskei te wees. Om geskei te wees van hoe die mensdom dink en hoe die mensdom doen. Om heilig te word soos Jesus heilig is, moet die mens hom dan afskei van die morele en die geestelike onsedelikheid en hy moet hom aan God toewy. Dit is wat heiligheid dan vir ons beteken. Vanmôre begin ons by hierdie boodskap van 'n oproep tot heiligmaking. En in hierdie gedeelte is daar 'n paar praktiese wenke wat Petrus vir ons dan nou hier ook gee. Heiligmaking behels 'n paar dinge. En die heel eerste wat hy vir ons gee in hierdie gedeelte, verander jou gedagtes. So eenvoudig en maklik. Verander jou gedagtes. Laat hier 'n verandering in jou gedagtes plaasvind. Hierdie vers se betekenis is kry jou gedagtes in orde en versterk dit en maak dit vas. Dis wat dit beteken om God die lendene van jou verstand, sê verse 13. Bring jou gedagtes in lyn met wat die Here Jesus Christus as reg en verkeerd dan sien. Nie jou eie gedagtes nie. Bring jou gedagtes in jou verstand, jou verstaan van dinge in lyn met Jesus Christus. Hierdie woord om God in die Bybel het twee betekenisse. Die eerste betekenis, dit wys na 'n posisie van gesag. Dit is hoe die profete van God se kleredrag was. Hulle het gekom en hulle het 'n gordel om die middel gehad. As ons gaan kyk na die laaste profeet van God, Johannes die Doper, lees ons in Markus 1 vers 6, en Johannes was geklee met kameelhare en 'n leergord om sy heupe. Selfs die ander profete, Elia en Elisa, het hierdie gordel gedra, en wanneer hulle aangekom het en met hierdie gordel gewees het, dan het hulle uitgestaan as iemand met gesag. Nie hulle eie gesag nie, maar die gesag van God. Dit verwys na manne van gesag. Die tweede was om beheer te kan wees, of om in beheer te kan wees. Dis die tweede betekenis van hierdie woord. Nou, in die Bybelse tyd het die man sulke lang klere gedra. Nie soos vandag wat ons lang broeke en hemde dra nie, maar hulle het 'n rok gedra. Miskien moet ons teruggaan na die Bybel en ons dra rokke vandag. Mense sê ons moet heilig wees. Dan moet ons soos die Bybel wees. Nee, dit gaan nie oor uiterlik nie. Die gedagte hier is, daardie kleed wat hy gedra het, het hy 'n gordel ingesit om die los kleed bymekaar te hou, sodat hy sy werk kon gedoen het, dat hy nie gestruikel het nie, want as dit los is, kan dit omvoetjie. Hy het alles in beheer gekry aan sy kleed. Nou geestelik beteken dit om ons gedagtes in orde te kry en onder beheer te kry met die gesag van Jesus Christus. Dit is die gedagtes en in die verstand waar heiligmaking dan begin. Niks aan die uiterlik nie. Dit begin hier in ons gedagtewêreld en hier in ons verstand. Ons moet ons gedagtes vasmaak sodat dit nie maklik beïnvloed word deur die wêreld en ons van binnekant af vernietig word nie. Want hier in ons gedagtewêreld is waar ons baie keer die sin in die lewe verloor.
waar ons baie keer ons hoop in die lewe verloor. Die gedagtes is die senter van ons bestaan. Die Bybel sê dit ook vir ons. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, die gedagtes, dis wat hy sê, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Is 'n vermaning, 'n waarsku van ons in ons gedagtes, daar waar ons onsself mee besig hou. Een van die kommentaarskrywers, Dr. Warren Wiersbe, het hierdie gesê, whatever the heart loves, the ears will hear, and the eyes will see. Dit wat hier in my gedagtes en in my verstand is, dit wat ek lief is voor, gaan ek deur my ore inneem en deur my oë inneem. Ek gaan my besig hou met hierdie goeders, met veel grappe, met films wat seksuele goed uitbrei, want ek wil my gedagtes vul met hierdie vieslike goed. Ons moet ons gedagtes vul met Jesus Christus. Ons gedagtes is soos 'n fontein van water wat uitborrel. Van die binnekant af borrel dit uit na buite toe. En wanneer daardie fontein water besoedel is en hy is brak, dan gaan hy ook alles besoedel wat hierdie water aanraak. So heiligmaking het altyd te doen met 'n reiniging. Dawid het gesê, o Here, gee my 'n rein hart. Here, maak my gedagtes skoon. En reinheid het altyd te doen dat ons gedagtes sal suiwer en reinig en versterk, sodat ons nie deur die onsedelike en die lae moraliteit van die wêreld meegesleep kan word nie. Dis waar heiligmaking begin, hier in ons gedagtegang. Ons gedagtes moet georden word, om opreg te wees, eerlik te wees, en met goeie bedoelinge. Dit is die eerste gedagte wat in hierdie gedeelte na vore kom, 'n oproep tot heiligmaking, verander hier in die gedagtes. Die tweede gedagte wat na vore kom, wees waaksaam in jou gedagtes. Ons het nog niks eens in die uiterlike gewerk. Ons is nog net steeds besig met die gedagtegang. En daarom sê 1 Petrus 1 vers 13, wees nugter. Om nugter te wees beteken om vry te wees van dwelms wat die normale werking van ons verstand beïnvloed. Wanneer ons onder die invloed is van drank of die invloed van alkohol, kan ons nie nugter dink nie, ons kan nie helder dink nie. Ons doen dinge wat ons normaalweg nie sou doen nie. In die proses van heiligmaking moet ons gedagtes suiwer, maar ons moet ook waaksaam wees, dat daar niks sal inkom wat dit weer sal besoedel nie. Sien, dit help nie net ons wil nou hartsreiniging deurgaan en nou is dit oké en môre laat ek weer dinge toe om my binnekant af te breek nie. En geestelik beteken dit om vry te wees van immorele en vuil gedagtes. Ons gedagtes moet vry wees van die beïnvloeding van die wêreld, maar ook van myself. Want sien, ek is baie keer my eie grootste vyand. Ek sit goeders hier in my gedagtes, wat nie eers die waarheid is nie. En dan moet ons fokus op Jesus hou. Waaksaamheid beteken om fokus te hou. Ons moet gefokus bly. Waarom moet ons gefokus bly? Op die woord van God. Ons moet tyd maak vir die woord van God. Ons moet tyd maak om die Here se wil te soek vir my lewe. Dat ons hierdie gedagtes gesuiwer kan hou, deur waaksaam te wees. Hier word absolute gehoorsaamheid aan die woord van God vereis. As die Here so sê, dan is dit so. Baie mense word weggesleer deur al die valsheid wat inkom van die wêreld af, al hierdie valse predikers, en mense trek agter hulle aan in hulle massas met hierdie boosheid wat hulle dan verkondig, en hulle stroom agter hierdie mense aan, net om weer te besef, in die week val hulle lewens uit mekaar uit, omdat daar nie vastigheid is nie, omdat hulle nie gewaak het in die gedagtes nie,
Ons moet weet dat die duiwel nog steeds hier is en dat hy besig is om ons lewens te wil verwoes. En waar kry hy sy vinger in? Hier in die gedagtes. Want ons vul onsself met verskillende negativiteite. En ons voed onsself met negativiteite hier van die emosies af. En die Bybel waarsku vir ons in 1 Petrus 5 vers 8. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En hy gaan ons hier van binnekant af, gaan hy ons kom verslind. Ons gedagtes moet versterk word deur die woord van God. En ons moet op ons hoede wees, dat die sielevyand dit nie gaan keer nie. Want hy kry dit so maklik reg. En hy doen dit deur die vlees. Want vermoor het ek nie tyd vir my stilte vir die Here nie. Daar's nie tyd in my besige lewe om die woord te lees en te bestudeer nie. Daar is nie tyd om Sondag kerk toe te gaan nie. Daar is te veel ander dinge. En ons gee die duiwel 'n plek in my lewe. In my ons waak nie meer in die gedagtes nie. Ek het weer 'n aanhaling, dit was weer iemand wat ek nie 'n naam voor het nie. Hy sê, anyone whose mind become undisciplined. Hy stel dit eintlik baie mooi. As ons gedagtes ongedisciplineerd hou, and whose life falls apart because of prophetic studies, is giving evidence that he does not really understand Bible prophecy. Wanneer ons die Bybelse profesie verstaan, en ons vul ons gedagtes met die woord, dan gaan ons lewens nie uit mekaar uitval nie. Eerste 2 gedagtes van 'n oproep tot heiligmaking verander in die gedagtes. Waak dat daar nie inkom om ons gedagtes weer te besoedel nie. En dan verder gaan hy wees hoopvol in jou gedagtes. Daar moet hoop wees om in jou gedagtes te wees. 1 Petrus 1 vers 13, hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dis verwysende na sy wederkoms. Hoop volkome op die genade wat julle deel gaan word. Hou Jesus in die oog. Hierdie woord hoop staan in sy sin as 'n werkwoord. Daar is iets wat ons nou moet doen. Ons moet ons vertroue plaas. Waar toe? Volkome op die genade van Jesus Christus. Die volk Israel het hulle vertroue op Moses geplaas as hulle leier. Vir 40 jaar het hulle deur die woestyn gegaan en hulle het Moses vertrou om vir hulle die pad te wys. Nou sê die Here Jesus Christus daar in Johannes 5 vers 45, Moses op wie julle gehoop het. En dan gaan hy verder en hy praat met die mense. Hy sê julle het op Moses vertrou. Maar Moses het van my geskrywe. Sal julle nie op my vertrou eerder nie? Hy sê dit daar in vers 46. Maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. Groter as Moses het ons vandag in die Here Jesus Christus. Ons glo die woord van God en die woord, die verhaal van Jesus Christus. En dis waar ons vertroue ook moet inplaas in Jesus Christus. Die woord leer ons van Jesus. En ons moet ons vertroue in Jesus plaas. Ons moet nie opgee op Jesus nie. As die lewe begin druk, as dinge vir jou te veel raak, moenie opgee op Jesus nie. Ons moet volhard tot die einde toe. 1 Petrus 1 vers 13, volhard volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus. Hierdie verwys na Jesus se wederkoms, wanneer hy hom gaan openbaar in ons as die wederkoms, by sy wederkoms. Hierdie woordjie hoop word gevolg deur die woordjie volkome. Hoop volkome. Hierdie woord beteken om tot die einde vol te hou. Moenie dat jou wielietjies geestelik pak word in hierdie stryd hier op aarde nie, in ons reis hier op aarde nie. Dit verwys na 'n volle oorgawe aan Jesus.
as daar nie daardie volle oorgawe aan Jesus iewers in jou lewe bereik het nie, gaan jy dalk iewers te moeg word vir hierdie lewe. In die proses van heiligmaking moet die mens by 'n punt kom om Jesus ten volle te vertrou. Nie mense nie, maar die Here Jesus Christus. Wanneer ons uitkyk in die lewe begin dof word, is dit tyd om bietjie weer op te kyk na Jesus toe. In ons eie krag gaan die toekoms vir ons dof word. En daarom moet ons altyd ons gedagtes versterk, by mekaar hou, onder beheer kry. Ons moet waaksaam wees in hierdie gedagtes. En ons moet gereeld opkyk na Jesus toe, sodat ons uitkyk, hoopvol kan wees. Vers 13 wat sê, hoopvol kom op die genade van wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer hy weer gaan kom, volhard tot op die einde toe, moenie moed opgee nie, gaan voort met die Here Jesus Christus. Verander die gedagtes, versterk dit, kry dit onder beheer, waaksaam in die gedagtes, wees hoopvol in die gedagtes tot die einde toe, en dan die laaste gedagte, wees gehoorsaam met jou gedagtes. Gehoorsaamheid. Hier is baie keer waar ons die pot missit. Ons ken die woord, maar ons is nie gehoorsaam aan die woord nie. Vers 14 sê hy, soos gehoorsame kinders. En dan vat Petrus hulle na hulle toestand, hoe hulle was voor saligheid, ongehoorsaamheid en boosheid. En dit is hoe hulle in die tyd was voor saligheid. Maar na saligheid moet jy gehoorsaam wees. Soos 'n kind van sy ouers ook die gewoonte van die ouer begin aanleer. Daardie klein kind leer baie keer met die ouers en hulle gewoontes en hulle dinge aan. So moet 'n mens ook die geestelike dinge aanleer van die Here Jesus Christus. En ons moet gehoorsaam wees aan die Here se voorbeeld. Sonder die Here Jesus is 'n mens nie gehoorsaam nie, want hy het sy woord gegee. En as ons hom uitsluit uit ons lewe uit, waaraan gaan ons gehoorsaam word? Aan die wêreld en sy verleidelinge. Die kind van God leer om die heiligheid van Jesus aan te leer. En dit is hoekom die oproep daar is. Wees heilig, want Jesus is heilig. Heiligmaking is daardie proses wat innerlik plaasvind en deur gehoorsaamheid ons lewens verander. Dis waar dit heen gaan. Ons kyk daar in verse 14 en 15. Nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Om soos Jesus te word, verg geestelike insig. Ons moet weet wat is die wil van die Here. En ons moet dit begin verstaan. En daarom begin hy hier om orde te kry in ons gedagtes en ons verstand. Ons moet in 'n gedagtes oordink 'n mens 'n saak. Ons sien dit, ons hoor dit en ons oordink dit. Dit wat vanmôre ek kan nie bring, is jy besig in die gedagtegang en jy is besig om dit te sif. En daar in die verstand, dan kom jy in die verstaan, jy glo dit of jy glo dit nie. En dis waar jy dan ook bepaal word hoe jy gaan lewe. Kyk hoe belangrik is ons gedagtes en ons verstand, want dit bepaal ons lewe. Dan gaan jy terugvat na Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou gedagtes meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hier in ons gedagtegang. Daar is nog iets wat vir my baie belangrik is, in verse 15, maar soos hy wat julle geroep het. Daar is 'n roepstem. Daarom ons boodskap vanmôre 'n oproep tot heilig maak. Hierdie woordjie roep beteken om aan te dring. Daar's 'n dringende roepe van God, 'n versoek van God dat ons ook sal heilig word. Dit verwys na
'n persoonlike roeping. Nie algemene roepe en sê, julle as gemeente, as kerk moet nou heilig word nie. Nee, dis 'n persoonlike roeping, soos hy wat julle geroep het. Hy roep elke kind van God, 'n persoonlike roeping. En jy moet die keuse maak. En die persoonlike roeping is om te verander in die gedagtes en in die verstand. Toe die Here Jesus Christus sy bediening begin het hy daar manne gekry, vissermanne, en hy daar by Petrus gekom en het vir Petrus gesê, volg my. En Petrus het gelowig gereageer en gehoorsaam begin volg. En sy hele lewe, as gevolg van sy gehoorsaamheid, het drasties verander. Van 'n opstandige Petrus, visserman, harde man, het die Here verander. En gaan lees in Handelinge, hoe hy met die heidene en met die Jode gewerk het, en die evangelie aan hulle gebring het, kerke geplant het, en mense by Jesus uitgekry het. 'n man wat opstandig was, maar die Here het hom verander, omdat hy ook gehoorsaam geword het. Dieselfde gedagte kom hieruit na vore, om positief te reageer op Jesus se oproep. En ons gaan gehoorsaam wees, gaan jou lewe drasties verander. God is heilig, en hy wil daardie heiligheid met ons deel. Sy hele wese is heilig. Jy sien ook aan 1 Petrus 1 vers 8, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Dit is die heiligheid van God, dat daar ook in ons lig is, dat daar die lig wat in ons is, nie duister sal wees nie. Die lig van God moet in ons wees, en dit begin hier in ons gedagtes. En die woord sê ook daar in 1 Johannes 5, as ek nou nie sê, 1 Johannes 1 vers 7 sê dit vir ons, wandel in die lig, soos hy in die lig is. Wandel ons in die lig, of wandel ons in die duisternis, hier in ons gedagtes. Dis wanneer ons onsself onderwerp in gehoorsaamheid aan God, dat sy heiligheid begin oorspoel na ons toe, en deel word van ons karakter. En dit beteken om ons af te skei van wat onsuiwer is, immoreel, boos, en ons totaal te onderwerp aan God. Hierdie onderwerping aan God beteken om gehoorsaam te wees aan hom alleen. 1 Petrus 1 vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En wanneer ons bereid is om gehoorsaam te wees, sal die Here hom in ons openbaar. Nie net by die wederkoms nie, maar nou ook al, dag vir dag. Ons sien daar in Johannes 7 vers 17, as iemand gewillig is om sy wil te doen, dis nou Jesus se wil, sal hy aangaande die leer weet wat dit, of dit uit God is. Gehoorsaamheid aan God, sal God hom openbaar in ons. Die werkswyse van God, hoe hy met elke mens werk, verskil. Hy werk nie met die twee mense presies dieselfde nie. Hy werk verskillend met ons. Maar die karakter van God bly dieselfde. En die beginsels verander nie. Hy wil hê, ons moet van verlorenheid gered word, kind van God word, geheilig word, omdat hy heilig is. Bybelstudie help ons om God beter te leer ken. Dit is goed dat ons die Bybel ken. Dit is goed dat ons die Bybelverhale ken. Maar ken ons die God van die Bybel? Ken jy die God van die Bybel? Dit is wat hy wil hê. Ons moet hom gaan ontdek in die baie van die Bybel. En ons moet sy heiligheid begin sien, sodat ons kan word, soos dat hy heilig is. Hierdie eerste boodskap in ons reeks, oproep tot heiligmaking. En dit is die eerste plek waar die Here wil hê ons moet fokus. Hier in ons gedagtes, en hier in ons verstand. Daar waar daar verandering moet plaasvind, daar waar ons beheer moet kry, daar waar ons gedagtes moet orden, en waar ons gedagtes moet versterk. Dis waar dit begin.
Dan moet ons nog steeds waaksaam wees in ons gedagtes. Ons moet waak dat daar nie ander dinge in ons gedagtes insluit en ons besoedel en infiltreer en ons van binne wil verwoes nie. Daar moet hoopvol in ons gedagtes wees. Ons gedagtes moet gevul word met die hoop en die vertroue van die Here Jesus Christus en nie die wêreld nie. Daar moet gehoorsaamheid wees. Ons moet gehoorsaam word deur die woord te bestudeer en God van die Bybel te leer ken en hom te begin aanbid. Heiligmaking is nie iets wat ons uit boeke kan leer nie. Is nie iets wat ons kan toepas wat boeke vir ons sê nie. Dit is om te lewe onder die beheer van die Here Jesus Christus. Dis 'n verandering wat begin in ons denke en hoe ons dinge verstaan. En die enigste riglyn wat ons het, is die woord van God. Dis die enigste riglyn waardeur hy ons wil wys, hy wil homself openbaar, sodat ons hom kan ontdek in die Bybel. Vanaand wil ek 'n stapie verder gaan met die boodskap van persoonlike heiligmaking. Wat wil die woord van die Here ons leer in 'n persoonlike heiligmaking? Amen. Here, baie dankie dat U ook in hierdie wyse vir ons kom leer waar begin heiligmaking hier in ons gedagtes. Dit waar ons dinge verstaan, dat ons dinge oordink en waar ons keuses maak en wat ons glo. Here, kom help ons dat ons hierdie gedagtes sal orden, sal bevestig en sal sterk maak, sodat ons ook met die gesag van die Here Jesus Christus ook sal dink en sal doen. Baie dankie dat ons vir elkeen kan bid waar ons uit mekaar uitgaan. Seën elkeen op die paaie. Bewaar ons, Here, dat ons weer by mekaar sal kom in hierdie tye en aande om U te soek in die blaaie van die Bybel. Ons loof U wonderlike naam.